Goeiemôre geliefdes, is wonderlik om weer so met u te kan deel op hierdie Sondagoggend, om so met u te kom met die woord van die Here, of dit nou in persoon is, of oor die internet, of hoe ook al ons hierdie boodskap vanmôre kry, is ons die Here dankbaar dat ons nog kan kommunikeer en kan praat, en dit kom by die woord van die Here, en wat hy ook in hierdie môre vir ons wil sê. Ek hoop jy het 'n verwagting, en 'n vertroue dat die Here ons sal seën in hierdie môre met hierdie boodskap. Wonderlik om te weet dat dit hang nie van 'n mens af, wat hierdie boodskap vir ons beteken nie, maar deur die werking van die Heilige Gees, is hierdie boodskap vanmôre persoonlik vir een en vir elkeen van ons. Ons wil ook besonder sê, ons dink aan elkeen in die gemeente in Brakpan, en ons stuur ons liefde uit in gebede. Ons wil graag met elkeen kontak maak soos moontlik. En wil ons ook vra, as u self nood het in hierdie tyd, ons wil graag kospakkies bymekaar maak. Almal het reg gemaak vir 3 weke, en nou is dit 5 weke, en is dit moeilik vir sekere gesinne. En as u self nood het, vra ons dat u ons sal kontak en laat weet waar ons kan help, en u hulp verleen in hierdie tyd, of as u van iemand bewus is, kontak my asseblief, ons help graag waar ons kan met kospakkies. Dan ook in hierdie môre wil ons vir u noem dat oom Boet Beets oorlede is in die week wat verby is. Ons dink vanmôre besonder aan die gesin, maar ook aan tannie Meisie Beets in hierdie tyd, en ons vra u gebede ook vir hulle as gesin in hierdie tyd met die reëlings en die dinge wat voor lê. Baie dankie. Vanmôre wil ek graag 'n gedeelte lees uit Romeine 12 uit, vanaf die 9de vers, en ek wil graag hier met die woord van die Here saam met my daarso oopmaak. Nou, Romeine 12 is 'n besonderse hoofstuk in 'n besonderse boek. Die boek Romeine kom wys vir ons die pad van die mens uit, van ongeredde tot die oordeel van God wat op die mens is, hoe die mens gewederbaar kan word, 'n nuwe lewe ontvang in Christus, hoe die mens geheilig kan word, hoe hy 'n dieper wandel met die Here kan beleef. En dan kom hoofstuk 12. En hoofstuk 12 wys en leer vir my die geestelike groei van 'n kind van die Here. Geestelike groei wat daagliks in ons lewens moet toegepas word. En ek gaan graag vir u lees uit hoofstuk 12 vanaf die 9de vers. Ek lees vir ons: Laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan hom kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons kom loof U en ons kom maak U naam groot in hierdie dag. Om te weet, Here, dat alhoewel die situasie waar ons onsself bevind so erg mag lyk, ons God is soveel groter. En Here, U is in beheer, U is nog steeds op die troon, en ons bely dit en ons weet dit vanmôre met ons hele hart. En daarom het ons hoop vanmôre, 'n nuwe hoop in U. 'n nuwe hoop om 'n boodskap van U te ontvang deur U woord. Ons kom vra, Here, dat U vanmôre in hierdie gedeelte tot ons harte sal kom spreek. Ek kom bid, Here, en vra dat elkeen van ons harte sal oopstaan en die geleentheid sal gee om met ons te sal werk. Here Jesus, kom word U nou verheerlik. En Here, mag U alle eer kry. En kom seën ons ook in hierdie môre. Kom moet elkeen van ons persoonlik, waar ook al ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanmôre wil ek graag met u praat oor die tema 'n barometer vir geestelike groei. Vanmôre gaan deel 1 wees en gaan ons weer op 'n volgende keer na deel 2 kyk. Maar die teksvers van oordenking kom uit vers 2 uit van ons geleesde gedeelte, net voordat ons gelees het. En daar praat Paulus en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed.
Hierdie vernuwing wat Paulus van praat, is 'n konstante verandering wat moet plaasvind by die kind van die Here. Moenie gelykvormig word aan die wêreld. Moenie soos hulle wees, soos hulle optree, soos hulle dink, soos hulle praat nie. Wees anders. En dan gaan dit verder met daardie maar, verander, vernuwe, groei, gaan vooruit. En daarom praat ons vanmôre van 'n barometer vir ons geestelike groei. 'n Barometer is 'n instrument waarmee ligdruk gemeet kan word. Ek kan nie na die band van my kar kyk en sê hy is nou 2.1 bar gepomp. Ek kan dit nie sien met my eie oog nie, en daarom het ek hierdie instrument nodig om dit vir my te kan optel en vir my te kan sê. So werk dit ook baie keer met u en my geestelike groei. Alhoewel dit raak gesien kan word, nie onmiddellik in daardie oomblik wanneer al die oorgawe gemaak is in my lewe, word dit opgemerk deur myself of deur ander wat nou plaasgevind het. En soms is dit moeilik om te kan sien, maar groei ek geestelik of stagneer ek? Is ek nog steeds op die punt waar ek was? Beweeg ek geestelik agteruit? Is ek maar lou vir die Here? Of is ek besig om geestelik te groei en vooruit te gaan? Ek dank die Here, daar's vanmôre 'n instrument vir u en vir my om dit aan te meet. 'n Instrument wat ons kom wys, groei ons geestelik of nie, 'n barometer vir u en vir my. En is die woord van die Here, en besonder hierdie gedeelte vanmôre, Romeine 12, die 9de tot die 12de vers. Nou, iets wat belangrik is vir elke liewe kind van die Here, en wat sentraal in ons lewens moet staan, is die woorde van Matteus 22, vers 37 tot 39. Dis woorde wat ons elke keer met die wet en die geloofsbelijdenis in die môre hier Sondag hoor. En na die woorde sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En dit is waaroor ons hele geloof gaan, ons hele verhouding met die Here, gaan oor ons liefde met God, maar ook ons liefde met ons medemens. Dit werk soos 'n kruis. En daarom as ons liefde met ons medemens rondom ons nie reg is nie, kan ons liefde met God die Vader nie reg wees nie. En deel 1 gaan vanmôre oor ons liefde met ons medemens. Gaan oor hoe hanteer ons hulle? Hoe tree ons op teenoor hulle? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor met die mense wat ons daagliks moet omgaan? Die Here kom wys vir ons vanmôre deur sy woord. En mag u verkoop word deur hierdie gedagtes. Maar mag ek en u ook vanmôre onsself hier aan meet. Gaan ek geestelik vooruit in hierdie 7 aspekte na wat ons gaan kyk? Of het ek gestagneer? Het ek stil begin staan in my eie lewe? Kom dit nog voor of ontbreek dit? Kom ons kyk na die woord van die Here vanmôre en mag ons ook insien hoe lyk ons barometer van geestelike groei. Die eerste barometer wat die woord vir ons in hierdie gedeelte kom uitwys, is ons moet groei in egte liefde. In vers 9 lees ons, laat die liefde ongeveins wees. Ongeveins beteken dat ek het iemand lief sonder enigiets wat hy vir my kan terugbied, sonder enige nabedoeling. Ek het hom nie lief omdat hy dit verdien nie. Ek het hom lief omdat ek hom lief het. Dit gaan nie meer oor my of wat hierdie persoon vir my kan bied nie, of omdat hy iets vir my gedoen het nie. Hierdie liefde het nie enige terugverwagting van die persoon af nie. Dis ongeveins. Met ander woorde, hierdie liefde is tot almal en vir almal. En dit is moeilik om te hê. Hoe kan ek my net almal lief hê met egte, opregte en ware liefde sonder om iets terug te verwag? En al manier hoe ek en dit kan regkry, is om hierdie liefde, die oorsprong, die bron daarvan reg te kry. Die bron van alle liefde, soos die woord van die Here het vir ons ook om uitwys, is God self. God is liefde. En daarom, liewe kind van die Here, is ek uit hierdie bron uitput. As die liefde van God in my hart lewe, sal dit ook verander daar lewe. En daarom, wanneer dit vir my moeilik is of sinteties voel om ander te moet lief hê, moet ek weet daar ontbreek iets in my lewe, in my liefde met die Vader, maar ook nou in die liefde met my medemens. Hoor wat sê die woorde van 1 Johannes 4 vers 11 vir ons. Geliefdes, as God ons lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Vermaning, maar ook aansporing vir een vir my in die môre, om opreg ander lief te hê, sonder bybedoelings, sonder enige iets terug te verwag. Is dit nie die liefde wat God tot ons gehad het nie? Dat hy ons lief gehad het, terwyl ons nog vyande van hom was. Ons kon niks vir hom bied nie. Ons het niks vir hom gedoen nie. Tog het hy eerste liefde aan u en my bewys.
skuld ons nie daardie liefde, ook vir die wêreld daar buite nie. Ongeveins, eg en opreg. Maar volgende sien ons ook waarin ons onsself kan meet, 'n barometer vir ons, is 'n toename in broederlike liefde. Hierdie liefde gaan voort, nie net opregte liefde nie, maar vir wie? My broeders. In vers 10 lees ons, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een met die ander een voortgaan in eerbetoning. Dit is belangrik om te weet, liewe kind van die Here, dat ek my broeders en susters moet lief hê. Die woord broederlike liefde beskryf dit so mooi in wat dit eintlik is. Dit is 'n liefde vir iemand wat nie bloedgewand is nie, asof hy bloedgewand is. Ek het 'n vriend, iemand daar buite so lief, asof hy my eie familie kon gewees het. Kom ons dink so 'n bietjie oor ons verhouding met ons familie. Hulle kan ons hoe irriteer, frustreer, mens bly lief vir hulle. Die onvoorwaardelike liefde. En dis wat broederlike liefde juis is vir ander daar buite. Asof hy my eie bloedgewande broer of suster is. Maar hy is in Christus. En daarom is dit belangrik, liewe kind van die Here, daardie liefde tot hulle moet uitgaan. Ek kan vanmôre hier sit en vir alle voorbeelde gee hoe ons liefde kan betoon teenoor ander. Maar u weet vanmôre wie u geliefdes is. U weet vanmôre wie u broers en susters in Christus is. En daarom weet ons vanmôre dat ons hulle altyd in liefde, respek en eerbetoning moet hanteer. Die woord moedig ons aan toe dit. Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liewe kind van die Here, ek en u behoort anders as die wêreld te wees. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word verander, word vernuwe. Kom moedig die woord ons aan in hierdie dag, om liefde te betoon aan my broers en susters in Christus. Dat daardie eenheid in my eie hart sal lewe. Maar nou sien ons ook in ons derde gedagte, tot wat loop hierdie liefde oor vir ander daar buite en ook vir my broers en susters. In vers 13 sien ons dit, 'n barometer waar ons ook self kan meet, is om te voorsien in ander se behoeftes. In vers 13 lees ons, maar voorsien in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Het is belangrik, liewe kind van die Here, dat ons vanmôre moet weet, dat ons nie maar net kan sê, ek eer en dien die Here, en ek bring wat die Here toe kom elke keer wanneer ek moet nie, maar ek vergeet my broers en susters wat in nood is. Paulus skryf hier in 'n gemeente wat vervolg word, gemeente wat weet van swaar kry, gemeente wat alles moes verlaat het om Jesus te dien en te volg. En daarom moedig hy hulle aan om vir hulle te sê, as jou broer aan iets ontbreek, voorsien vir hom. As jy het om te gee, gee. Moenie terughou. Moenie sê, maar dit gaan oor my en myself nie. Is dit nie gesinde dat ek en u in hierdie dag behoort te openbaar? Dit wat ekstra is in my eie huis, in my eie lewe, om te gee vir die wat nie het nie. Ek probeer nie vanmôre u in te boelie met die woord van die Here deur om te sê gee en gee maar net nie. Ons lewe in moeilike tye. Almal ervaar uitdaging, finansiële druk, maar tog moedig die woord van die Here ons aan. Moenie gee dit wat ekstra oor is nie, maar gee dit wat die Here op my hart kom lê. Gee vir die wat behoefte het, vir die wat nodig het, vir die wat minder as ek het. Matteus 25 vers 35 sê die Here Jesus, want ek het honger gehad en julle het my niks te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my niks te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie geherberg nie. Ek was naak en julle het my nie geklee nie. Ek was siek en julle het my nie besoek in die gevangenis nie. En julle het nie na my gekom nie. Dan sal die regverdige kom en antwoord sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en u nie gevoed nie, of u dors en nie te drinke gegee nie? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en nie geherberg nie, of naak en nie geklee nie? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en nie gekom nie? En die koning antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, sover as julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Here Jesus sê vanmôre vir een vir my, hoe ek ander hanteer, ander kinders van die Here, hoe ek vir hulle voorsien en sorg, is net so goed, soos ek vir hom versorg en vir hom voorsien. En daarom as ek sien, my broer en my suster het behoefte, en ek help nie daarin nie, is dit so goed, soos ek wys die hand vir die Here Jesus. Ons kry baie keer agter die verskoning weg deur om te sê, ek bid vir jou,
En dit is belangrik, ons moet. Maar dit moet verder gaan, om ook te voorsien in die behoefte van anders. As ek 'n bietjie dink aan die werk van William Booth, die stigter van die Salvation Army. Hy het in die kerk gaan sit en gesê, maar hy gaan nou siele hier red. Hy het in die strate uitgegaan, vir die wat op die straathoeke gelê het, sonder kos, prostituie, bedelaars. Hy het hulle daar gaan uithaal, iets gegee om te eet, en dan die evangelie met hulle gedeel. My oupa het altyd gesê dat hy voed eers 'n man se maag, voor hy sy hart voed, met die woord van die Here. Dit is belangrik, liewe kind van die Here, dat ons voorsien in ander se behoefte. Dat ek uitkyk vir ander. Dit gaan nie meer om myself nie, maar ek kyk, wat kan ek doen vir die koninkryk, deur om dit te doen vir ander. Volgende sien ons ook nog 'n barometer waarin ons onsself kan meet, en dit is om jou vervolgers te seën. In vers 14 lees ons, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Dit is belangrik, liewe kind van die Here, om in te sien wat hierdie gemeente deurgegaan het, en nou die woorde wat Paulus vir hulle sê. Dis 'n gemeente wat vervolg was, wat doodgemaak was vir hulle geloof, gemartel en wreed hanteer was. En nou sê Paulus die woorde, seën die wat julle vervolg. Moenie hulle vervloek nie, moenie vir hulle kwaad wees nie, moenie hulle haat nie. Hoekom Paulus hierdie woorde sê? Hy wat self gemartel, self geslaan was vir die evangelie, sê hulle lief. Paulus besef, dat is 'n wêreldsgesindheid om te sê, maar my vyande verdien wat hulle toekom. My vyande verdien sleg. Ek moet hulle haat. Dis die woorde van die Here Jesus. Hy gaan die ekstra myl deur om te sê, moenie net jou geliefdes lief hê, maar hê jou vyande lief. Stap die ekstra myl vir hulle, om hulle te bereik. Dis anders as die wêreld, en hierin sal die wêreld ons ken, dat ons nie soos hulle optree en maak nie. Ons is nie beter as enige iemand as kinders van die Here nie, maar ons is anders. So ook wanneer dit kom by hoe ons vervolgers hanteer. En die woord van die Here moedig ons aan om dit te doen in liefde. Daarom wanneer iemand ons iets sleg aandoen, ons verneder of verkleineer, moet ons nie voel, maar nou moet ek jou terugkry. Jy verdien wat jou toekom nie. Maar eerder, dat ek sal sê, ek draai die ander wang, ek vergewe jou, en om te seën, eerder as te vervloek. Ek sal die waarborg vanmôre, dit sal om die grootste straf wees, wanneer jou vervolger nie vervloek nie, maar eerder om vergewe en om seën. Wanneer hy gaan terugstaan en besef, maar hierdie is die groter persoon, wat reg optree, en nie ek nie. En vanmôre kom dit na u en na my toe, hoe tree ons op, teenoor ons, kom ons noem dit maar vyande, oor die wat vir ons 'n vervolger is in ons eie lewe. Hoe tree ons teenoor hulle op? Beskinder ons hulle? Sê ons hulle sleg? Hou ons 'n wroging hier in ons eie hart? Of vergewe ons hulle? Laat gaan ons dit, van dit op ons eie skouers is die las, en seën ons hulle eerder. Vers 17 van ons geleesde gedeelte sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is, vir alle mense. Liewe kind van die Here, hoe tree ons op, teenoor die wêreld daar buite? Wat vyandig is teenoor ons, gaan ons ook vyandig wees? Of eerder in liefde, en hulle seën? Volgende sien ons, wys die woord van die Here vir ons ook uit nog 'n barometer, is vereenselwig met ander mense. In vers 15 lees ons, wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Maar dit is baie moeilik om aan myself te vereenselwig, wanneer dit goed gaan met iemand, om te sê, ek is bly vir jou. Ons kan sê dit met ons lippe en dit bely, maar hier in ons eie hart ontbreek dit baie keer, is ons afgunstig. Hoekom kom dit hom toe en nie my nie? Hoekom kry daardie persoon dit? Hoekom gaan dit so goed met hom? En hoekom ervaar ek teëspoed? Nou sê die woord van die Here vir ons, dit behoort nie so te wees. Eerder, wees bly vir jou broeder, vir hoe dit met hom gaan. Maar ook weer aan die ander kant, wanneer iemand ween, en 'n moeilike tyd deurgaan, moet ek met hom vereenselwig. Hoe kan ons dit regkry? Hoe kan ek iemand help, as ek myself in 'n situasie deurgegaan het? Paulus getuig en hy sê in die gemeente van Korinte, dat dieselfde Gees, die Heilige Gees wat hom getroos het, stel hom nou in staat om hulle as gemeente te vertroos en by te staan. Daar is u en my in staat stel, die trooster, die Heilige Gees, wat ons kom wys, kom leer, wat as ons hom toelaat deur ons lewe, en ons in staat stel om ander te troos en by te staan in tyd van nood, en tyd wanneer dit moeilik gaan. Kinders van die Here daar buite het nie altyd die raad nodig. Hulle het nie altyd enigiets nodig wat ons vir hulle kan bied. Baie keer net 'n skouer en iemand wat omgee en luister.
En daarom moet ons onsself kan vereenselwig met ander. Nou kan jy vra, maar hoe moet ek myself vereenselwig? Oud met jonk, wit met swart, man met vrou, daar's tog soveel grense. Tog sê die Here Jesus dat hy het alle grense oortree. Hy het vir almal gesterf. Hy het vir almal die weg gebaan. En daarom stel sy Heilige Gees ook ons almal in staat om te kan vereenselwig en om in eenheid te kan lewe. Die volgende gedeelte of die volgende gedagte wys dit vir ons duidelikheid, ons voorlaaste gedagte oor nog 'n barometer. Wees eensgesind met ander. Vers 16 lees ons: wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg jou by die nederiges en moenie eie wys wees nie. Die woord van die Here kom moedig ons aan om 'n eensgesind 'n groep te wees wat saamwerk na een sentrale doel. Dit sê nie ons moet altyd ooreenstem nie. Dit sê nie ons moet dieselfde dink, dieselfde praat, dieselfde optree en al die dinge. Maar tog moet ons as eenheid kan funksioneer. Hoe kry ek en u dit reg? Ons het tog soveel verskille in die wêreld daar buite. Die een sê wit, die ander een sê swart. So kan ons aangaan oor al die verskille daar buite, hoe daar konflik is oor elkeen se opinie, elkeen se denkwyse. En tog sê die woord wees 'n eenheid. Tog sê die woord wees eensgesind. Ek en u kan net eensgesind wees in hierdie môre as ons 'n sentrale doel en boodskap het. En dis die Here Jesus self. Hy is ons sentrale boodskap. Hy is die ding waarop ons moet fokus. En daarom wanneer ek en u by mekaar kom, moet dit nie gaan oor hierdie saak of daardie saak, dit in die politiek, dit in die sport nie, maar Jesus en Jesus alleen. Hy is my boodskap, hy is my lied. Hy is waar ek praat en kommunikeer. Hy is my sentrale doel. En so kan 'n gemeente, en so kan kinders van die Here vooruitgaan en een sentrale doel bereik. Die verlore siele en die toerusting van die heiliges. Net wanneer ons sentraal fokus op een gedagte, Jesus Christus. En daarom, liewe kind van die Here, moet ons onsself vanmôre afvra. Op wie se wil fokus ek? My eie of die van die woord en die van die Here? Wil ek sy woord bereik of wil ek my eie gedagtes bereik in hierdie môre? Maar ook sien ons in Filippense 2 vers 2 lig dit vir ons uit. Maak dan my beleidskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Dieselfde liefde, die liefde vir ons Here Jesus. As ek lief is vir die Here Jesus en daarna streef, sal ek vergeet waarmee verskil ek van my broer. Sal ek hom by die arm gryp en saam met hom die pad aandurf om Jesus te verheerlik in my lewe, in die gemeente en in die samelewing daar buite, om eensgesind met almal te kan lewe. Dis hoe dit behoort te wees hier in Brakpan gemeente. Dis hoe dit behoort te wees in die huishouding waar jy is. Dis hoe dit behoort te wees oral waar ons gaan, eensgesind met die Here Jesus, eensgesind met kinders van die Here. Dan ons laaste gedagte vanmôre, hoe ek en u ons barometer kan meet, sien ons streef na nederigheid. Die rede hoekom die woord streef daar vooraan gesit is, ons om duidelik vir een van my uit te wys, dis nie iets wat bereik word, ek is nou nederig nie. Elke dag is daar 'n geleentheid om myself meer te onderwerp en meer eer te gee aan die Here Jesus. Vers 16 ons B-gedeelte sê, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg jou by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Liewe kind van die Here, so maklik kom maar iets in ons eie hart op, waarop ons wil aandring en sê, maar ek verdien dit, kom my toe, omdat ek dit gedoen het, dit bereik het, of omdat ek die persoon is. Die woord van die Here sê vir een van my, sonder Jesus is ons niks nie. Kom ons kyk net na die teebeeld tussen ons Here Jesus en die duiwel vanmôre. Die Satan kom openbaar hoogmoed. Daar in die hemel wil hy homself voorgee as die Here Jesus. Hy wou verhef word, hy wou die troon bestyg. En daarom was hy die hemel uitgewerp as gevolg van hoogmoed. En dan kry ons die ander beeld, die beeld van ons Here Jesus, die koning van alle konings, hy wie alle eer verdien het homself 'n dienskneg kom maak. En in wie se voetspore is ek besig om te volg in hierdie dag? Is daar al hoogmoed in my eie hart? Is ek besig om myself te verhef, om die eer wat die Here Jesus toekom vir myself te neem? Is ek besig om goed aan myself toe te eien, wat nie aan my behoort nie? Dit sê die woord vir ons in Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug nie, of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Het gaan nie oor my in hierdie dag nie, het gaan nie oor u nie, maar oor Jesus. En daarom moet ek die ander rondom my hoër ag as myself. Vanmôre, liewe kind van die Here, is hier sentraal een boodskap
wat tot U en tot my kom. Ek en U moet op 'n punt kom in ons lewens waar ons besef, dit gaan nie oor my, gaan nie oor wie ek is in hierdie lewe, oor wat ek bereik het nie, maar dit gaan oor Jesus. En wanneer ek en U dit ingeskerp het, dit besef het, en 'n hartsgesindheid gemaak het, kan ek begin om myself te meet aan hierdie barometer. Want nie langer gaan dit oor my nie, maar dit gaan oor my geliefdes. Ek kom wys egte opregte liefde, sonder om enigiets terug te verwag. Ek openbaar broederliefde aan kinders van die Here en leef as 'n eenheid, asof hulle my eie bloedverwante familie is. Ook voorsien ek in die behoeftes van ander, in die wat nie het nie. Ek gee, omdat die Here Jesus het vir my al verwag, maar ek gee in liefde, asof ek aan homself dit kom gee. Ook saam met dit sien ons dat ek seën my vervolgers en ek vervloek hulle nie. Ek vergewe en ek laat toe dat die Here deur my 'n boodskap aan daardie persoon kom gee. Ook vereenselwig ek my met ander, omdat dit nie meer oor my gaan nie, maar oor my naaste se behoefte. Ek kom steek my hand uit vir die wat treur en die wat hartseer is, en ek prys die met wie dit goed gaan. Ook saam met dit is ek eensgesind saam met kinders van die Here. Ek lewe as 'n eenheid, want my doel is nie meer my eie nie. Dis Jesus en hom alleen. En daarom gee ek nie om hoe jy vir my verskil, maar dat ons een sentrale doel, Jesus en Jesus alleen is. En ook laastens, streef ek na nederigheid. Ek onderwerp myself aan Jesus. Hy verdien al die eer. Ook onderwerp ek myself aan ander, om te sê, maar ek ag myself nie hoog nie, maar ek ag ander bo myself. Dis opofferende liefde. Dis die liefde wat Jesus vir jou en vir my bewys het. Hierna moet ek en U streef. Hierdie barometers wat hier vir ons uitgelig is. Liewe kind van die Here, spreek hierdie gedagtes vanmôre in ons eie lewens toe om te sê, ek groei geestelik, of kom wys dit 'n leemte vir U en vir my in ons harte. 'n Leemte wat sê, maar ek moet geestelik groei. Ek kom tekort. Vanmôre bied die Here vir U en vir my die geleentheid om te sê, maar ek besef waar ek tekort kom, en wil ek toelaat dat hierdie barometer my kom uitwys waar ek kan toeneem om geestelik te groei met my naaste. Op 'n volgende keer sal ons kyk ons verhouding tot die Here. Maar vir nou, kom ons oordenk hierdie gedagtes. Kom ons laat die Here toe om ons te wys, waar kan ek geestelik groei? Waar kan ek toeneem in my liefde en my optrede teenoor almal? Mag die Here vanmôre U seën deur hierdie boodskap, en mag hy ook met U praat. Ons bid die Here se seën toe. Amen. Ons hemelse Vader, Here, ons sê vir U baie dankie in hierdie môre. Here, dat ons kan sien wat U woord van ons al verwag. Here, daar's nie 'n geheim tot geestelike groei nie. U woord openbaar dit vir ons. Ons moet dit net neem en ons eie maak. Mag ons dit vanmôre doen. Mag ons verkoop word en versterk word. En mag ons U die geleentheid gee vir U om ons te kom uitwys. Waar moet ons geestelik groei? Waar moet ons toeneem? Waar moet ons U die geleentheid gee om ons eie denke, ons eie harte te kom vernuwe? Dankie dat ons U daarvoor kan kom vertrou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As ek stil word en ek praat met U, o Heer, voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward oor die sondeskuld diep hier in my hart. Ek's 'n man wat weet waarin ek glo, en ek weet my hulp is net van bo. Maar o Heer, ek het alweer geval, en ek bid, U moet my weer kom haal. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my Here, as ek bely, ek sal my lewe aan
is binne my. Ek weet die Here het my stem gehoor. Hy het my vergewe, hy het my gebed verhoor. 'n Wonderwerk het nou met my gebeur. Ek behoort aan U, my God, ek sal U eer.